Goeienaand almal, hoop het gaan goed, episode 11 en asseblief gaan subscribe bietjie en gaan like ons goed en vanaand gesels ons 'n bietjie oor selfbeskikking en ons kyk waar dit reg geloop het en waar dit verkeerd geloop het. Nou, elke volk in Suid-Afrika of in die wêreld for that matter het 'n strewe na selfbeskikking. Hy het daardie strewe om homself te regeer, hy het daardie strewe om vry te wees, om te glo en te doen soos wat hy wil. En ek is seker dat daar baie van julle daar buitekant is, wat ook daardie strewe het, wat net bietjie meer vryheid onder 'n regering wil hê, wat moet aansoek of kan aansoek doen vir werk en jy weet, jy kry dit op meriete en nie gebaseer op jou kleur nie. Nou, ons kan baie oor geskiedenis praat en goed wat verkeerd geloop het en goed wat reg geloop het. Maar een ding staan soos 'n paal bo water uit en dit is die feit dat een nasie altyd 'n ander nasie sal onderdruk. En dit is natuur, dit is die menslike natuur en dit is hoe dit oor dekades heen gegaan het. En so het die Amerikaners die Indiane onderdruk, die Britte het omtrent die hele wêreld onderdruk, maar insluitend die boere en die Suid-Afrikaanse of die Afrikaners. En so het dit ook gegaan van ons kant af dan nou glo oor swart mense en daai tipe van goed. Maar dit is 'n normale vergang of gang van hoe dinge loop. En as die een volk die opperhand het of die oorhand kry op 'n ander volk, dan onderdruk hy die ander volk. En nou sal jy sê, jy weet, of jy sou nou dink dit sou anders gewees het nadat die ANC dan nou helse treurmara voor die wêreld jy weet, gehuil en getreur het, sou hulle dit dan nou anders gedoen het. Maar ons het gesien oor die laaste 30 jaar, dit het nie so gebeur nie. Hulle het self hulle aan hierdie magte vergryp wat hulle gekry het en is hulle tans besig om blanke Afrikaners in Suid-Afrika te onderdruk. En ook al die mense wat hulle gehelp het om hierdie mag te kry, soos die Amerikaners en die Israelies en al hierdie tipe van ouens en die Franse en al hierdie goed, het hulle nou in die tande geskop vir nuwe vriende. Dis maar hoe dit gaan. Daar is niks vreemd daaraan nie en dit is die verloop van die lewe. En die verskil kom daarby in, wat doen 'n volk as dit dan met hom gebeur? Hy kan een van twee goed doen. Nou, ek sê altyd, dis net die Afrikaner nasie wat so onnoosel is om sonder enige verset al hulle mag oor te gee en dan ook te luister na hulle politieke leiers wat hulle uitverkoop het. Ons is die enigste nasie wat ek nog kon oplees wat dit gedoen het, wat net so boedel oorgegee het. Maar dink ek ook baie keer dit is ook maar goed so, want ons is ook in baie opsigte verwaande nasie en ons is baie keer bietjie arrogant. En ek dink dit wat met ons gebeur gaan van ons 'n sterker volk maak. Maar dit bring ons by die punt uit van opstaan. Nou, ons is baie afgeknou, ons is afgetakel, ons is vermoor, ons is verkrag. Ons is omtrent alles gedoen wat die Britte met ons gedoen het en dan nog so klein bietjie meer. Wette teen ons ingestel, al die tipe van goed. En mens sien deesdae die opstaan. Mens sien dat daar daai hinkering is van ouens wat wil weerstand bied, wat sê, weet jy wat, tot hier toe en nie verder nie. Met dit gesê is daar ook 'n groot gevaar van daardie ouens wat altyd nog munt geslaan het uit ons ondergang uit. En daar's groot sake manne en mense kan hulle nou maar lys, maar jy kan hulle ook nou maar gesien het daar in Trump se kantoor. Hierdie ouens het munt geslaan uit die feit dat Suid-Afrika, jy weet, geval het. En het ek ook nou aan so 'n dingetjie gekyk oor voorsitter van die Afrikanerbond daai tyd, wat ook so mantel gedraai het en toe nou later 'n ANC ou geword het en groot voorstander, maar hy het gehelp om politieke druk dan nou daai tyd op die NP-regering te plaas. En so het hierdie sakemanne dit ook gedoen. Nou as iemand vir jou sê dis net EW of Rolf Meyer of daai narre, dan maak hulle groot fout. Die groot sakemanne in Suid-Afrika het gehelp hiermee. En daarmee sluit ek families soos die Roepers, die Oppenheimers, die Herselfs en al daai ouens in. Hulle het hierdie ding gemaak gebeur. Hulle het die politieke druk opgesit. En nadat Suid-Afrika dan nou verander het,
het hierdie ouens moerse klompe geld gemaak. Hulle franchises is die hele Afrika ingestuur, die markte het oopgemaak, hulle het hulle maatskappye vir miljoene rande aan swart ekonomiese bemagtigingsvennote verkoop en ons kan aangaan en hulle het nou almal huisies by die see terwyl jy nie seker is of die fabriek waarvoor jy môre nog of waarvoor jy werk môre nog sal oop wees nie. En dis die stand van sake. Volg maar net die geld en volg maar net hierdie drukgroepe. En dan luister jy nou as hierdie selfde ouens nou, jy weet, begin praat en teen die ANC praat en al hierdie tipe van goed. Dis nie vir hulle 'n nuwe ding nie. Hulle het van die begin af geweet die ANC kan nie vertrou word nie en die politici in Suid-Afrika kan nie vertrou word nie, maar daar was vir hulle wins daarin gewees om te sien hoe ons val. Nou, ons het nou al gesels oor prepping in die vorige 2 episodes, maar kom ons praat bietjie oor selfbeskikking. Nou, die Vryheidsfront het nou die Cape Independence Party, as ek nou die afkorting verkeerd het, is dit ook nou maar goed so, maar het hulle nou oorgeneem, of hierdie ouens het nou by mekaar ingeskakel en goed, en direk daarna kom die Vryheidsfront plus leier Corneille uit en hy sê, maar ons staan nie vir Cape Independence nie. Nou, ontstaan daar by my 'n vraag, jy weet, jy's nou die groot selfbeskikking ou en al hierdie tipe van goed, en nou trek jy hierdie groot selfbeskikkingsgroepering in, ek dink hulle is so meer as 8000 mense, trek jy nou in en dan onmiddellik daarna, dan sê jy, maar ons is nie vir Cape Independence nie. Nou, daar ontstaan 2 vrae by my. Die ou van Cape Independence, is hy dan 'n onnosel? Jy weet, of, jy weet, wat daar iets anders te beloof, en dan, aan die ander kant, waar jy kan sien dat daar 'n strewe begin, of 'n beweging kom, na Cape Independence, dat dit weer Corneille Mulder is, wat hierdie ding vat, en hom dan vernietig. Jy weet, en hom tot niet maak. Net soos wat hy destyds gedoen het, dan nou met die selfbeskikkingsakkoord, daai 235, wat dan nou geskryf is, en 'n privaat lede ontwerp wat ingedien is, wat hulle dan nou onttrek het uit die parlement uit, en tot groot ontsteltenis dan nou van Constant Viljoen en 'n klomp ander mense. En Constant Viljoen is op rekord waar hy dan nou vir mense gesê het, weet jy wat, iemand anders moet hierdie ding dryf, want sou ons dit dan nou by die Mulders los, sal dit nooit gebeur nie. Nou hier sien ons nou met Cape Independence, daar is daai hele strewe en daai hele beweging van daai organisasie oor die laaste, ek weet nie hoeveel jaar nie, moer toe, nadat hulle dan nou by die Vryheidsfront plus aangesluit het. En dit bring my by daai vraag, is hierdie ouens regtig ernstig oor selfbeskikking? Nou kom ons sit die volgende redenasie op die tafel, ons sê, by die Vryheidsfront is daar 3 ouens wat in beheer is van selfbeskikking. Dis Corneille Mulder, Jaco Mulder en dan Wynand Boshoff. Nou, vir die laaste 30 jaar het daar niks gebeur met selfbeskikking nie. Daar's nie geskaaf en geskuur nie. Ons het een keer, terwyl ek by die Vryheidsfront was, van 2009 af tot en met 2024, het ons een keer 'n voorlegging gekry oor selfbeskikking van daardie 3 lede af, en in baie gesprekke of in gesprekke dan het hulle gesê, maar hierdie selfbeskikking moet eerder spontaan ontstaan by die mense. Nou, was seker waarheid daaraan, maar ek het nog altyd gevoel dat leiers, jy weet, hulle moet die raamwerk skep en hulle moet die punt van die spies wees, hulle moet voorstaan en jy weet, en dan mense dryf en mense wys waar hulle vryheid lê. Jy weet, as ons dan nou selfbeskikking wil hê, hierso is die pad na selfbeskikking toe, hierso is die raamwerk, hier is die wetgewing. Nou, ek het al met advokate en regsgeleerdes gepraat, en talle wat vir my gesê het, dat hulle hoeveel dokumente al vir die Mulders gegee het, en vir die Vryheidsfront gegee het, geskryf het, opgestel het, en net gevra het dat hulle dit moet indien, en hulle dit nooit gedoen nie, en jy het ook nooit weer van hulle gehoor nie. Pieter Groenewald het rondgeloop en altyd gesê die dokument is in sy tas, en sou die geleentheid om voordoen, waar daar ons kan onderhandel, dan sal hy dadelik die ding op die tafel sit en vir die ANC, jy weet, dat ons hierdie ding kan onderhandel. Nou volgens my was die regering van nasionale eenheid die ideale plek om hierdie onderhandeling dan nou te doen, en te sê, weet jy wat ouens, ons sal in 'n regering van nasionale eenheid ingaan, as julle na die volgende goed kyk, artikel 235 nommer 1, grondonteiening nommer 2, dalk die Bella-wet nommer 3 en die nasionale gesondheidsversekering dan in nommer 4.
daar's 'n voorwaarde vir ons om by hierdie regering van nasionale eenheid in te skakel en hier is dit. Dit het nie gebeur nie. Inteendeel was daar net samesprekings gewees oor poste, posisies en dies meer. En dit het die DA bietjie die moer ingemaak en die Vryheidsfront bietjie die moer ingemaak en al daai tipe van goed. Maar dis waaroor dit gegaan het. Daai onderhandelings, sal ek nou maar sê, chip wat ons gehad het, het ons nie gebruik nie. Ons het die regte tyd gehad, maar ons het dit nie gebruik nie. En ons het op die ou einde het ons leiers net gaan onderhandel vir hulle poste. Punt, stop. Nou selfbeskikking, kom ons gaan kyk na Orania. Orania doen wonderlik en al die tipe van goed. Maar wat baie van julle nie geweet het nie, Orania het sy ontstaan gekry destyds deur die onderhandeling en samewerking van die Vryheidsfront Plus op daai stadium, Karel Boshoff, hulle Orania en die ANC. En daar was sekere toegewings gemaak en sekere versoeke van die ANC wat die mense van Orania en die Vryheidsfront gedoen het, sodat Orania tot stand kon kom. So in politiek, jy weet, moet jy 'n bietjie give or take, maar daai lelike parlementslid wat altyd al beker so afgelek het, het vir my die hele storie rondom dit vertel. En ek het baie keer by myself gedink, jy weet, die goed en die sleg, ek dink die goed het daar gewen, maar nog steeds was daar onderhandelings met die ANC om dit te doen. En moes hulle sekere toegewings gee en moes die Vryheidsfront en sekere ander lede dan vir die ANC stem in die Noord-Kaap, om sodat hulle daai posisie kon kry in die parlement of in die wetgewer, en daardeur het hulle dan nou die Orania ding dan redelik op die been gebring. Nou is daar 'n ander argument wat ons praat oor Kleinfontein en ons, jy weet, daar's nou baie goed rondom Kleinfontein wat gebeur en al daai tipe van goed, maar Kleinfontein is maar die klein Orania. Nou Kleinfontein is in 'n groot regsgeding met die Tshwane Munisipale Raad, die Pretoria Raad. En dit gaan nou maar daaroor dat die ANC eintlik maar, jy weet, nie vir Kleinfontein wil aanvaar nie. Nou dis 'n Spluma aangeleentheid, dis 'n stadsbeplanningsaangeleentheid en interessant genoeg van 2016 af tot en met omtrent, kom ons sê 2024 daar rond, was die DA in beheer van Tshwane. En die Vryheidsfront het saam met hulle gewerk om dan nou hierdie ding saam te hou en op 'n stadium was daar 'n koalisie gewees tussen die Vryheidsfront en die DA. Hierdie aangeleentheid kom van voor 2016 af toe die ANC aan bewind was. Maar sedert dan wil jy vir my sê dat die DA en die Vryheidsfront nie 'n stadsbeplannings-issue kon uitsorteer nie. Die mense om die tafel gekry het, die administrasie om die tafel gekry het en gesê het, weet jy wat, hier is julle buitelyn, julle moet dit doen, julle moet dit doen, julle moet dit doen, om binne in Spluma en binne hierdie dorpstigting en al daai tipe van goedreëls in te val, en daar gaan julle. Nee, hulle het dit nie gedoen nie. Inteendeel het die hofsaak aangeloop en daar was geen hulp of samesprekings met hierdie ouens en die politici nie. Inteendeel, die politici van die Vryheidsfront en die DA het hierdie ouens net soveel geld. Absoluut kol. En nou kom hulle en sê, nee, maar dis die ANC. Dis die ANC wat nou hierdie ouens van die grond af wil sit en hulle huise wil sloop en al. Dis nou weer alles die ANC. Dis nie die waarheid nie. Dit is nog nooit die waarheid gewees nie. Dit is ook nie nou die waarheid nie. Die DA en die Vryheidsfront Plus het vir etlike jare lank was hulle in beheer gewees en kon hulle hierdie ding bemiddel of kon hulle dit mitigeer of wat ook al om vir daai ouens hulle dan nou hulle selfbeskikking te gee om Kleinfontein dan nou op die map te sit met al die regte reëls en al daai tipe van goed. En dit bring my uit by die politiek waar ek sê die politiek en die politieke leiers wat dit tans daar uitsien is niks werd nie. Jy kan nie op hulle vertrou nie. Vir 30 jaar, as ek nou na regsgeleerde toe gaan en ek sê vir hom, luister, ek wil nou hierdie dagvaardiging en al hierdie goeders moet uitgereik word en ons moet al hierdie goeders doen want ek wil nou hierdie ou dagvaar en hy vat 30 jaar om vir my stukke op te stel vir die hof. Gaan ek mos nie gelukkig wees nie. Nou, my vraag is, hoe is julle gelukkig daar buitekant? Wat vir 30 jaar wag, net vir iemand om 'n dokument in te dien. Nou kom Corneille Mulder en hy sê,
Hulle doen toesprake, hy en Pieter Groenewald in 2019 en Groenewald sê daar vir Cyril Ramaphosa, ons het 'n uitstaande gesprek wat ons moet hê. Hierdie gesprek moet ons hê oor selfbeskikking oor artikel 235 en ek soek met jou 'n meeting. Van 2019 af tot en met ek dink nie Corneille dit nou gaan bespreek nie, maar tot nou toe kon Pieter Groenewald en Corneille Mulder nie 'n afspraak met Cyril Ramaphosa kry om oor selfbeskikking te praat nie. Dis 7 jaar plus. Ouens, hoe belaglik is dit om 'n politieke party te ondersteun wat 7 jaar vat om 'n vergadering op te sit met die president. 7 jaar. Nie 7 dae nie, nie 7 weke nie, nie 7 maande nie, 7 jaar. En dis nou na 30 jaar wat jy nie gedoen het wat jou mandaat was nie. Jy het nooit die dokumente ingegee nie. Inteendeel, die goed is ingegee en jy het dit onttrek. En dis hierdie tipe van goed wat mense krapperig maak, maar dis hierdie tipe van leuns wat ons onderdanig maak aan 'n ANC, aan 'n regering wat ons onderdruk. Dis omdat ons nie ons politieke leiers verantwoordelik hou nie. Nou selfbeskikking vir my en selfbeskikking vir jou daar by die huis is nie noodwendig 'n Orania dadelik of 'n Kleinfontein nie. Dit is nie haalbaar vir almal nie. Almal kan nie skuif na sulke dorpe toe nie en om eerlik te wees, dink ek ook nie ek sal my plaas opgee om Orania toe te gaan of om Kleinfontein toe te gaan nie. Ek dink net nie dit werk so nie en ek dink, jy weet, dit sal baie moeilik gaan. Maar hoe kan jy selfbeskikking toepas? Wat is praktiese plekke waar jy selfbeskikking kan toepas? Nou selfbeskikking gaan vir my persoonlik daaroor om meer onafhanklik van die staat te wees, om meer self te doen en uit indoktrinasie uit te kom en uit fluoried uit te kom en inentings en al daai tipe van goed wat nadelig is vir ons mense. Daai tipe van goed wil jy jouself onttrek en jy wil kyk na die beterskap van jou mense, jy wil kyk na die beterskap van jou gesondheid en jou denke. Nou, daar's talle voorbeelde, maar ek sê altyd vir mense, selfbeskikking begin vir my by tuisonderrig. Tuisonderrig om jou kinders te leer, jy weet, en nie lui weg te steek nie, maar regtig jou kinders tuis te onderrig en vir hulle praktiese goed te gee wat hulle kan doen. Hulle regtig te leer wat in die geskiedenis gebeur het. Nie die goed wat hulle op skool leer nie. Nie al hierdie ekstra goed wat nou in die skole ingedruk word en in kinders se kele afgedruk word nie. Maar regte tuisonderrig wat jy kinders kan leer oor waardes, oor hoe geld werk, oor hoe God se skepping werk, hoe groente groei, hoe om somme te maak, hoe om ordentlik somme te maak, en al daai tipe van goed ten opsigte van tuisonderrig. Verder is selfbeskikking vir my die opwekking van energie, van krag. Dit is die opvang van reënwater. Dit is die wegkom van die waternetwerk van die munisipaliteit af, sodat jy weet jy het skoon water by jou op jou eiendom of op jou plaas. Dit is vir my daardie stappe na onafhanklikheid. As jy gaan kyk in baie van die Pretoria byvoorbeeld waar ek baie keer rondry, hierdie wat hulle die palisades oor die paaie sit en dorpsgebiede afkamp vir veiligheid. Dis 'n vorm van selfbeskikking, dis 'n baie goeie vorm van selfbeskikking, want so het jy kontrole en beheer oor toegang, wie en wat inkom in jou omgewing. Dis 'n baie goeie vorm van selfbeskikking. Maar so is daar talle ander goed. Jy kan self jou gras sny. Jy kan jou vrou vra om jou hare te sny. Jy kan allerhande sulke tipe van goed doen. En daardie 50 of 100 rand wat jy sou uitgegee het na buite toe, het jy 50 of 100 rand wat jy na binne toe kan spandeer om jou veiliger te maak, om jou meer onafhanklik van die staat te maak. Mense, daar's tegnologie daar buitekant wat ongelooflik is en wat jou heeltemal kan wegkry van die regering af of hierdie ekstra kostes. Ons kyk nou, Eskom het, ek dink
dink 9% wat hulle nou wil hê. Dan kom jou munisipale tariewe nog bo op dit. So ons gaan kyk byvoorbeeld in Midvaal na 20% verhoging net op krag. Mense 20% en dit dan nou nog bo op die brandstofprysverhogings. Dan vra ek altyd vir mense, hoe gaan jy oorleef? Jy gaan slegs oorleef as jy begin selfbeskikking toepas op jou eie eiendom in jou eie lewe. En selfbeskikking gaan dan vir my verder. Selfbeskikking gaan dan vir my ook daaroor dat jy met jou kultuurgroep, jou taalgroep, jou geloofgroep, dat jy met daai mense meng. Maar dat jy ook met daardie mense besigheid doen. Dat jy met jou mense besigheid doen en daardie ekonomie tussen mekaar verstewig en mekaar help en bystaan. Ons is so maklik om gou na die Pakistaner winkel toe te ry en daar goed te gaan koop. En ja, hy is R2 goedkoper. Maar jy kan een van jou kollegas of vriende of wat ook al kon jy ondersteun het en met die wete dat hulle jou weer ondersteun. En so ploeg julle die heeltyd geld in mekaar terug. En op die einde van die dag help dit mekaar. En dit is die goed waarna ons moet kyk. Ons kan skreeu selfbeskikking 2, 3, 5 dokumente, ons gaan nou howe toe, ons gaan nou al hierdie tipe van goed doen. Maar voordat ons nie die konsep verstaan van hoe ons voorouers dit gedoen het nie, hoe ons oupas en oumas en ouma grootjies dit gedoen het nie. As jy te veel pampoene geplant het, het jy die ander pampoene vir jou buurman gegee of vir vriende uitgedeel. En presies het hulle dieselfde met hulle mielies gedoen, met hulle skape en wat ook al aangeplant is en opgegroei is. Dis hoe dit gewerk het. Ons het nie altyd monetêr mekaar uitgeruil met geld nie. Oom Piet het 'n pampoen gegee en later het Anissa nie 'n bottle jam teruggegee. En daai tipe van goed het gewerk. Dit bring menslikheid terug. Ons het so gewoond geraak om 8 voet mure of 6 voet mure met elektriese heining op te sit en in te trek by ons erf, ons hek agter ons toe te maak en ons eie probleme vir onsself te hou en die wêreld se probleme ook daar buitekant te los. Ongelukkig is mense nie geskape net om onafhanklik te wees nie. Nou vra vir my, ek is nie baie lief vir mense nie, ek hou nie baie van mense nie, want ek het nou maar al ervaring deur die lewe gekry. Maar jy kan jouself nie afsluit van mense af nie, ongelukkig nie. So graag soos wat jy wil, het jy ander mense nodig. En selfbeskikking en prepper of wat ook al, het jy ander mense nodig om jou te ondersteun. Ja, jy moet nog steeds op jou voete dink en jy moet skerp wees en jy moet agterdogtig wees en jy moet nie te maklik vertrou nie en al daai tipe van goed. Dis alles waar. Maar die argument bly, jy kan jouself net nie afsonder nie, want jy gaan daai mense iewers nodig hê. Iewers gaan jy 'n gereedskapstuk nodig hê wat jy nie het nie en dan gaan jy een moet leen. Iewers te gaan jy of jou vrou langs die pad staan met 'n onklaar voertuig of iets wat hy diesel uitgehardloop het en dan gaan jy 'n buurman of iemand om jou nodig hê wat jou kan help. En dit is die lank en die kort daarvan. Selfbeskikking is 'n groter ding. Dis 'n nader ding aan jou. Dit hoef nie net 'n dokument te wees wat by die parlement ingedien te word nie. Dis letterlik 'n gemeenskap. Ouens wat dieselfde glo, ouens wat dieselfde dink, ouens wat dieselfde doen en ouens wat weet dat hulle geïsoleer is in Suid-Afrika en dat al die kanonne op hulle gedraai is. En vir oorlewing in Suid-Afrika sal hulle moet saam staan. Sal hulle mekaar moet help om bo uit te kom. Sal hulle mekaar moet help om te dink aan planne en alternatiewe. Mekaar se besigheidjies ondersteun en mekaar se hande vat. En ja, daar's baie dinge, daar's baie tegnologie reg oor die wêreld wat ons kan gebruik om selfbeskikking in ons hande te gee. Daar's ander volkere en nasies wat ook selfbeskikking soek. Hulle sal nie selfbeskikking kry deur die pen so maklik nie. Hulle moet hulle self versterk. Hulle moet hulle eenheid versterk en hulle moet daardie gedeelde waardes wat hulle het, moet hulle saamtrek en dit moet hulle vorentoe vat. Want soos wat ek aan die begin gesê het, dis net ons Afrikaners wat so onnosel was
om ons vryheid net so op 'n skinkbord weg te gee vir 'n ander volk en nasie. En ja, daar is vir ons gelieg, daar word nou nog vir jou gelieg. Maar dit is nie 'n verskoning daarvoor nie. Ons het dit toegelaat. Ons het dit laat gebeur. Wat ons nou kan laat gebeur, is ons kan nou begin weerstandig raak. Jy hoef nie onwettig te raak om opstandig te raak nie. Jy kan net slimmer raak. Jy kan tegnologie gebruik om jou geld te spaar. Jy kan sekere winkels nie ondersteun nie. Veral winkels wat BEE gedrewe is, moet hulle nie ondersteun nie. Daar's geen wet wat sê, jy moet by 'n winkel koop nie. Gaan koop by 'n ander winkel dan. Maar moenie daai ouens ondersteun wat wette instel teen jou en promulgeer teenoor jou nie. Gaan ondersteun 'n winkel wat dalk R2 duurder is. Maar jy kry darm, jy ondersteun dan nie BE nie. Gaan doen sulke goedjies. Gaan na markte toe. Ek sien oral is daar markte wat opstaan. Gaan koop by die plaasboer melk, man. Ek koop elke week my melk vars by die plaasboer. Dis die lekkerste melk, ek het ekstra room en ek ondersteun hom en ek voel lekker in my hart. En ek weet, hy doen beter. En dis baie gesonder. Gaan doen sulke goeders. Gaan steek 'n hand uit na mense toe wat in jou omgewing naaldwerk doen en goed en laat maak jou klere by hulle reg of wat ook al. Maar hou op om mense te ondersteun wat jou onderdeurloop. Banke. As jy gaan kyk hoe jy jou beleggings doen en waar jy jou beleggings doen en dies meer, jy weet, gaan kyk na daai banke se beleid en goede, gaan kyk na daai bankkostes en bankfooie en hoe word jy bedonder? En gaan kyk na alternatiewe. Daar is 'n legio alternatiewe wat jy kan gebruik. En as daar nou so 'n situasie sou kom waar, jy weet, dit nou regtig swaar in die land gaan, is ruilhandel net so goed. Daar's sekere dienste, daar's sekere kundigheid wat jy het wat ek nie het nie, en daarvoor is ek bereid om goed wat ek het met jou te ruil. Gaan kyk daarna. Nie alles hoef jou geld te kos nie. Ons is so vasgevang in rand en sent, en ons is so vasgevang in 'n wêreldstelsel wat vir ons eintlik teen mekaar afspeel, dat ons blind geraak het vir alternatiewe. Ons het blind geraak vir hoe ons voorouers dit gedoen het, en hoe lekker dit gewerk het, en hoe gesellig dit was, en hoe ongelooflik lekker dit was. Ons het met ons bure in die straat, het ons cricket gespeel, en ons het gekuier, en ons het goed uitgeruil, en al daai tipe van goed. Nou, ek is gelukkig, my bure is goeie bure, en ons kan nog steeds dit doen, en ek kry baie hulp by my bure, en kennis, en al daai tipe van goed, en ons ruil met mekaar. En dit is die lekker. Maar dit is waar jy ook moet begin. Selfbeskikking begin in jou huis, in jou straat, dan in jou woonbuurt, en dan in die groter gedeeltes. Dis nie 'n politikus nie. En laat ek nou met julle baie eerlik wees. Die politici wat selfbeskikking die hardste skreeu, kan jy maar gaan kyk, daai ouens het nie eelt op hulle hande nie. Daai ou het nog nooit 'n graaf vasgehou nie. En as hy het, dan is dit een van daai goue grafies by 'n boomplantdag by een of ander fotoshoot. Dis hoe ver sy graaf vermoë gaan. Daai ou het nog nooit sy eie gras gesny nie. Hy weet nie wat selfbeskikking regtig is nie. Daai ou kan nie 'n bout vasdraai nie. Hulle het hande van klei. En hulle het koppe wat verneek. Dis die tipe leiers wat ons ondersteun. En of hulle nou in die DA sit, en of hulle in die Vryheidsfront sit, dis die tipe mens. Selfbeskikking gaan daaroor dat ons oor onsself moet regeer. En as jy oor jou eie huis kan regeer, dan kan jy later oor 'n gemeenskap regeer en al daai tipe van goed. Wees die koning in jou eie huis. Vat die Bybel as 'n voorbeeld. Wees jy as die man, die koning in die huis. Maak die besluite. Maak goeie finansiële besluite. Jy hoef nie noodwendig jou inkomste te verhoog nie, jy kan net jou uitgawes verlaag. Dis dieselfde tipe ding. En dis makliker gesê as gedaan. Vra my. Maar dis moontlik om hierdie tipe van goed te doen. Dis moontlik om met minder klaar te kom. Dis moontlik om slimmer te werk met dit wat jy het. 'n Groentetuin byvoorbeeld, 'n paar hoendertjies gee vir jou onafhanklikheid van die winkel.
As ek uitstap, dan gaan pluk ek vir my 'n blaarslaai. Ek gaan koop nie 'n blaarslaai, want 'n blaarslaai sny in die helfte word vrot en die ander helfte mors jy in jou bord. Plant groente, kry vir jou hoendertjies, laat hulle vir jou eiertjies lê. Daai tipe van goed. Dis iets wat jy kan beheer. Dis iets wat jy kan oefen. Dis iets wat later in die lewe, as daar iets fout gaan of verkeerd gaan met jou inkomste, jou lewe of jou werk, dan het jy iets om op terug te val. En nie net het jy die groente uit daai tuin uit elke jaar nie, jy het die kennis wat daarmee saamgaan. Jy kan jou buurman gaan help om ook 'n groentetuin op te sit. Jy kan sê, weet jy wat, ons het al alles onder die son geplant in ons groentetuin en ons het agtergekom op 'n stadium, jy plant te veel goed, daar's te veel verskeidenheid goeders en jy eet nie al daai goed nie. So plant die goed wat jy eet. Beheer die goed wat jy eet. Lê goed in wat jy opgegroei het. Lê dit in, beheer dit, soos die ou mense. En dit skep vir jou vryheid. Dit skep vir jou net daai bietjie beweegruimte. En weet jy hoe blerry lekker is dit om jou eie tamatie en eie smoor botteltjie oop te draai. En te weet, daai tamatie en eie smoor wat ek nou vandag hier eet, kom uit my eie tuin uit. Dis met my eie hande het ek daai goed gebottel, ingelê en verwerk en ons eet daaraan. Ek weet ook, daar's nie allerlei chemikalieë daarop gespuit nie. Ek weet wat die kwaliteit van my kos is. En mense, dit is regtig nie so moeilik nie. Dit is ook nie soveel moeite nie. Jy kan TikTok terwyl jy deur jou tuin loop. Jy kan jou TikTok daar aansit en dan kan jy hier met jou vingers in die grond speel. Dis nie so moeilik nie, dis nie so tydrowend nie. En dis eintlik lekker. Dit bevry jou gees en dit bevry jou kop van al die dinge wat in die wêreld aangaan. As jy daar 'n ertjie afpluk en jy knaag aan daai ertjie. En ek hou nie eers van ertjies nie, maar dis vars ertjie is blerry lekker. Dis die tipe van goed waarna ons moet kyk. En selfs met daai tipe van goed, skep dit dan tyd saam met jou familie. Dit skep tyd en ja, ons word baie kwaad vir mekaar in die groentetuin en met die diere en versorging en al daai tipe van goed. Maar dit skep tyd met mekaar. Jy leer waar mekaar se sterkpunte en swakpunte is. Jy leer hoe reageer jou familie onder druk of hoe reageer hulle as dit lekker gaan. Daai goed, jy leer by jou familie. Daardie memories, daardie goed wat jy het, leer jy jou familie op 'n ander vlak. En julle weet, ek was nou so 9 maande plus was ek in Amerika gewees. En dit is juist daardie goed wat jy mis. Dis daardie goed wat, terwyl jy oor see sit, en jy werk daar wat jy dink, maar jy weet, hierdie goed kon ek met my familie gedeel het, hierdie goed sal ons sterker maak. En dit skep familietyd. Paas, jag, is selfbeskikking. Jy gaan skiet jou bok, jy sny jou bok, jy verwerk jou bok, jy eet jou biltong, en jou seuns en jou familie deel daarin. Hulle deel in die vreugde van die jag, hulle kom uit in die natuur, daardie memories wat jy skep saam met mekaar, die wildverwerking, jy verwerk jou vleis, jy verpak jou vleis, en jy eet later jou vleis. Dit is 'n familie ding. Dit skep 'n band tussen julle. En ons paas moenie bang wees om bietjie rof te wees nie. Ons moenie bang wees om harde hande te hê nie. Ons hoef nie 'n klomp Nivea kabouters te wees nie. Jy mag hard wees. Jy mag 'n opinie hê. Jy mag sê nee. Want binne in daardie standvastigheid, daardie reëls, daardie dissipline, daardie grense, skep jy vir jou familie sekuriteit. Jou familie voel veilig as jy weet waar jou grense lê. En al hoe 'n man weet waar sy grense lê, is wanneer hy homself in ongemaklike posisies plaas. Wanneer hy gaan doen 'n hiking trail saam met die familie. En jy kom agter ek is 10 kilos te swaar. En ek word te vinnig moeg, ek's onfiks. Maar jy weet waar jou beperking is. As jy gaan saam en gaan doen opleiding, dan besef jy waar jou beperking is.
jou familie sien ook, yes, like, my pa kan hierdie goeders doen, my pa is goed hiermee, of my pa is goed daarmee, en ons almal is nie goed met alles nie, maar jy skep by jou familie 'n veiligheidsfaktor, waar hulle veilig by jou voel, omdat jy sekerheid in jouself het. En weer eens, is dit vir my 'n vorm van selfbeskikking. As jy weet hoe om jou eie wiel te ry, as jy weet hoe om jou eie voertuig te dien, as jy weet hoe om jou eie grasnyer reg te maak, jou eie grasnyer te stoot, is dit goed waarna jou familie kan opkyk. Dis goed wat jy kan doen, dis sekerheid wat jy vir jou familie kan gee. Jou seun kan na jou toe kom en sê, pa, ek weet nie hoe werk hierdie nie, en julle kan dit saam uitfigure. Selfbeskikking. Nie 'n ding wat daar ver in die verte is, wat iemand vir ons moet gee nie. Niemand gaan dit vir jou gee nie. Geen politikus gaan dit vir jou gee nie. Want hulle wil dit nie regtig hê nie, want hierdie stelsel wat nou hier is, betaal hulle miljoene rande, het hulle skatryk gemaak. Hoekom sal hulle wil afstig van 'n regering af, wat hulle ryk mense gemaak het, wat hulle voer? Hulle gaan dit nie vir jou gee nie, jy gaan dit self moet doen. En jy kan dit self doen, deur heel eenvoudige, stupid goed, soos biogas, sonkrag, windkrag, reënopvangs, groente, al daai tipe van goed. Homeschooling, al daai goeders, is goed waar jy mag by ander mense wegvat. Dis waar jy mag van die regering af wegvat oor jou kos, oor jou gesondheid, al daai tipe van goed. Ek hoop, dit vind aanklank by julle, en ek hoop, jy weet, julle verstaan wat ek sê, of probeer sê. Die kruks is, moenie jou heil by iemand anders te vind nie. Doen dit jouself. Wees sterk, en jy sal self nederig raak, as jy begin besef hoe moeilik goeders is. Maar, as jy daar deurgedruk het, gaan jy ook besef, watter krag daarin gelê het vir jou om deur te druk. Jahwe se seën vir julle, liefde en vrede, en mag dit reën vir julle bokke wy. Totsiens.